U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 5. Papa is weg. My keel is droog en sit styf aan my kop, soos met die leiband. Is papa weg? Soos Mia of? Ek hoor die huismense praat van hom. Die woord hospitaal kom baie voor. Ek begin verstaan, dis 'n plek soos die hokkies en dat papa daar is. Ek hoor sy naam ook baie. Ek het teruggekom, hy sal ook. Hy moet terugkom. Intussen is dit nie lekker hier by die huis nie. Ek het wel na die beste lêplekke, solank dit daar is, waar Frikkie nie kan opspring nie. Maar selfs om ure in die son te lê is later ook nie meer so lekker nie. Ek kan dit amper nie glo nie. Niemand steur hulle aan my nie. Daar is nog eenmaal per dag whiskus country feast in my kosbak. Maar die bak word nie meer elke dag gewas nie. En ek moet nou water uit Frikkie se bak drink. Missus gluur my aan en Frikkie knor dan vir my. Hy is mos net braaf as sy by is. Honde is nie slim nie, maar hulle kan heel goed onthou. 'n Snotklap af en toe hou hulle vir lang tye op 'n afstand. Frikkie se oogies traan sommer gou. Een keer het 'n naal die kant van sy oog gevang en jy moes daai gejunk hoor. Ek wonder wat hy sou doen as 'n stukkie warm lood reg in sy oog in was. En wat sou missus doen? Hulle is eintlik so pateties, die twee. Ek hoor papa sê, drama, drama, drama. Maar ek moet hulle verdra. Elke huis het sy kruis, sê papa altyd. En ek dink, hy bedoel hulle. Anders as daai perd se kruis. Wat ek nie seker van is nie, is wat hy bedoel het. Daar is verskillende soorte intelligensie, Timmy, en verskillende soorte stupidheid ook. Maar nou is papa in die menshokkies. Ten minste het hy sy eie bed en word hy nie toegesluit nie. Ek mis hom. Baie. Ek hoop hy kom terug, gou ook. Eers was hy die prinses, nou hy. En ek met een oog in 'n huis waar ek nie regtig welkom is nie. Ja, ek veronderstel hulle verdra my ook maar net. Nana is ook deesdae baie hier. Te veel, sy irriteer my. En ek soek net vrede. En dat papa terugkom. Missus sê papa is in 'n koma. Koma. Ek verstaan nie mooi wat dit beteken nie. Ek het al gehoor sy sê ek is komatoos. En toe sê pa, ek hou maar net van slaap. Dat katte se slaappatrone deur mekaar is, omdat ons na baie duisende jare nou by mense woon en nie meer heelnag jag nie. Daarvan weet ek nie. Ek het altyd maar baie geslaap, want ek raak so maklik verveeld. En jag,
Ek jag liewer 'n kosbak. Built for comfort, not for speed, het Nana mos gesê. Dis reg, het pappa geantwoord. Ek en Timmy albei. Toe druk hy een oog toe en sê sag, dis oukei, want die prooi is so maklik hier rond. Ek het gespin en my wange teen sy bene geskuur. Maar kan dit dan wees dat pappa nou ook baie wil slaap? Is hy verveeld? Nee. Nee, hy sou huis toe gekom het as hy kon. Al wat ek weet, is dat ek swaar kry sonder hom. Ja, ek kry nog kos en het keuse om te slaap waar ek wil, maar ek voel weer soos toe pappa my van die plaas afgebring het. Sonder pappa is ek eintlik haweloos. Soos die honde en katte en mense in die strate. Hy is my veilige plek, my plek van veiligheid en liefde. Dit reën nou al dae lank. Die hele wêreld is grys en koud. Ek bly maar uit almal se pad, want iets laat my dink dat ek die dood net ontduik het. Nog 'n keer, maar net. En wat sal Mrs. met my doen as pa nie terugkom nie? Ek wonder of ek hier moet bly. Is ek veilig hier? Mrs. kyk my aan en sê niks. As sy stil is, kan ek sien sy is gevaarlik. 'n Kwaai vrou is nie baie anders as 'n kwaai kat nie. Maar daar is iets wat uit die bloute my lewe verander het. Iets wat my kop laat draai het. Dit het gister gebeur. Ek was in die vertrek waar pappa en Mrs. gewoonlik in die aand geëet het. Die TV was dan altyd aan. Hulle het min gepraat, net na die blink ding gestaar. Ek het ook gekyk. Wat sien hulle? Al wat ek kon uitmaak was beweging en die paar kleure wat ek kan sien. So was dit en ek het later nie meer gekyk nie. En toe, skielik, die vorige aand, begin alles vir my sin maak. Ek het 'n kat hoor mel en sy ore gesien, toe die hele kop. En ek sien toe mense, geboue, wolke, berge en see. Allerhande alledaagse en minder bekende dinge. Ek was verbuister. Ek kon nooit verstaan hoekom hulle so lank voor die ding kan sit en staar nie. Nou kyk ek ook. En ek dink dis nogal, wat is die woord? Interessant. En as daar al 'n woord was wat pas, dan is dit. Interessant is interessant vir my. Ek hoor skaars die reën op die balkon val, of die geute wat loop. Gurgle, sê Nana altyd. En ek voel nie eens die koue wat by die oop vensters inkom nie, want ek besef nie hoe baie daar is wat ek nie weet nie. En, wonderlik, van die wêreld daar buite, kan ek leer sonder om 'n voet buite te sit. Hoe wonderlik, hoe ongelooflik. Televisie of TV. Jy hoef niks te doen nie eens soos met boeke blaaie om te blaai nie, maar pappa hou van boeke. Hulle moet ook goed wees. Mrs. dink dis cute dat ek TV kyk. Cute is 'n woord wat sy gebruik voorheen net vir Frikkie. Nou ook vir my. So, TV het reeds iets vir my beteken. Ek dink sy weet ek mis pappa. Nou voel ek en sy dieselfde oor iets. Ek maak my een oog groot as ek na haar kyk en pof my stert op soos Mia altyd gedoen het. Ek laat selfs toe dat sy oor my penshare streel. Maar wanneer ek my oog oopmaak, loop sy. Slof, slof. Ek hoor die geslof sagter word. En toe ook Frikkie se naels op die vloer. Hy het my eers staan en bekyk. Wat sal hy tog dink? Ek gaap. Pappa is nog steeds weg en ek kyk TV, dag na dag, soms snags ook. Mrs. los die ding aan, met die klank afgedraai. Frikkie loop op sy tik-tik toontjies verby en swaai sy stert, maar ek ignoreer hom. Dan laat sak hy sy kop en tik-tik weg. Wat dink hy? Moet ek nou sy maat word?
Ek het Mrs. dopgehou en weet nou dat die swart ding met die knoppies wat sy 'n remote noem, verskillende channels op die skerm laat verskyn. Ek luister fyn wat sy sê en kyk wat sy doen. My gunsteling channel is National Geographic. Die leeu is so groot. Ek herken die prentjie met die ligkleurige raampie. Ek dink mense noem dit geel. En dit lyk soos op die boeke op pappa se tweede rak van onderaf. Ek voel kwaad. Hartseer ook. Net toe ek saam met pappa uitgaan, beland hy in die plek wat hospitaal genoem word. Die menshokkies, ver weg. Hy is al lank daar. Nana het aan iemand oor die telefoon gesê, dis 2 maande. Ek weet nie wat 'n maand is nie, maar dit voel soos 'n ewigheid. Ewigheid. Jenka dra ook 'n kruisie om haar nek en praat dikwels oor die ewigheid ding. Mrs. trek net haar bolop op, maar Nana lyk ontsteld. Sy sê dan 'n mens moet respek hê vir godsdiens. Almal se gelowe. Pappa het al met haar daaroor gebeklei. Hy het iets geskryf van jy glo waar jy woon en wat jy gesê word. Ek het nie oor die goed gedink nie, maar nou kan ek dink. Dit maak my nuuskierig. Wat is die godsdiens? Want wanneer mense daarvan praat, is dit asof hulle anders raak. Hulle liggaamstaal verander. Hulle stemme raak sagter. Anders as wanneer die woord politiek opkom. Dan raak mense ook anders, maar aggressief en luidrigtig. Veral as Ramaphosa of Malema bykom. Dan begin almal skree. Ek hou nie van harde geluide nie. Maar daardie een keer het pappa kwaad geword vir Nana en sy het toe verlang nie hier gekom nie. Nana gaan elke nou en dan na 'n plek wat sy kerk noem. Dan vat sy die dik swart boek en sit 'n hoedjie op. Mrs. neem haar dan weg in die kar. Soms gaan Mrs. ook na die kerk toe, maar Jenka wil nie. Dan praat Nana en Mrs. sag en ek hou hulle dop. Hulle lywe lyk asof hulle wil politiek praat. Maar Jenka gaan nie saam nie. Een keer het sy gehoor wat die ander twee praat en tussen hulle gaan staan. Toe sê sy hard en stadig, ek verwerp instansies. Gaan julle maar, gaan sit soos heilige koeie, ek sal nie. Koeie? Ek hou nogal van koeie, of ek hou eintlik van melk. Mia het ook baie. En toe begin hulle weer praat oor politiek. Nasionale Party, propaganda, patriargaal, breinspoel en gee en skynheilig word oor en oor genoem tot een van hulle begin huil. Een begin skel en een storm weg. Ek weet nooit watter een gaan wat doen nie. Dis asof hulle beheer te maak. Dit is ook al kere wanneer al 3 van hulle die woord ongelooflik gebruik of iets oorloof. Hierdie dinge klink vir my onbelangrik. Mense moet leer wat belangrik is. Kos, slaap, veiligheid, goeie geselskap. Dit is wat katte en mense bymekaar hou. As een daarvan wegval, sal 'n kat dit op 'n ander plek gaan soek. Katte mors nie tyd nie en laat nie met hulle mors nie. Miskien het ons meer selfrespek as wat mense het. As ek dit net vir hulle kon leer. Maar hoe? Ek kyk na al pappa se boeke met al daardie woorde en ek wonder. Ek wonder. Wat 'n vreemde, ontstellende plek is hierdie nie. Skerp ligte, gedemde geluide, die gevoel van pyn en vrees oor en daai reuk. In die gange is dit die ergste, my maagpyn sommer. Gelukkig kan ek my kop diep in pappa se klere druk en doodstil lê terwyl die tas heen en weer swaai. Ek raak byna aan die slaap van die gewig
Maar nee, ek moet gereed wees. Ek skop vas, reg om te spring en te hardloop. Missus weet nie ek is hier nie. Ek weet ook nie of dit die beste plan was nie, maar ek wil hom sien. Ek wil weet wat met hom gebeur. Papa is my alles. Die tas beweeg nie meer nie. Ek hoor nie meer voetstappe nie. Missus en Nana se stemme klink op, dofweg. Daar is 'n geluid soos iets wat skeur en ek sien die twee vroue se gesigte wat na my afkyk. My magtig, ek wou sê die tas voel ekstra swaar. Tom, jou klein helsem. Missus se gesig lyk asof dit lank en blink raak. Sy is kwaad. Sst, moenie dat hulle jou hoor nie. Nana se stem. Miskien is dit nie 'n slegte ding nie. Hoe kan dit 'n goeie ding wees? Diere word nie hier. Shh, sagter. Nana is nou vies. Luister hier. Hulle sê, mense wat in komas is, kan nie beweeg nie, maar hulle kan hoor wat aangaan. En voel ook, so laat die kat aan hom raak. Stilte. Ek lê ook stil, loer net of ek vir papa kan sien. Nana praat verder. Jy weet hoe lief hy vir die kat is. Miskien help dit op 'n manier. But ma, how can it help? Missus klink huilerig. Dis goed. Dit beteken sy gee toe. Nana lig my uit die tas. En daar lê papa. My hart krimp ineen. Hy lê op sy rug en daar is pype in sy mond. Iets maak piepgeluide. Nie 'n muis nie, 'n masjien. Iets soos 'n TV. Ek loer na Missus. Sy hou 'n lappie ding voor haar neus. Ek sit een voet op papa se wang. Missus staan net daar en kyk na Nana. Ek klim stadig op papa se bors. Ek kyk na sy gesig. Ek onthou al die oggende wat ek so op hom gaan sit het en dan het hy wakker geword en kosbak toe geloop. Hy het kwaai gelyk, maar hy het opgestaan. Papa roer nie. Ek voel aan dat iets baie erg met hom verkeerd is, maar ek ruik nie siekte nie. Daar is donker kringe om sy oë en 'n groot lap om sy kop. Ek vryf my voorkop teen sy nek. Ek spin so hard as ek kan. Ek sê, vrr. Hy lê doodstil. Die TV-masjien gorrel en borrel. Missus vat aan my rug, maar ek klou aan papa vas. Nana sê, los hom, dat hy groet. Sy druk ook 'n lappie teen haar gesig en snuif. Mense weet nie hoe naar so 'n snuiwery my maak nie. Selfs poep is beter. Mense kan in elk geval nie naaste my so stink skyt soos katte nie. Ek ken daardie woorde goed, hoor hulle baie aan die huis. Iemand sal lag, iemand sal kla. En honde, hulle kan nogal vrot. My bolop krul sommer op. Nana snik. Nee, dis nie van huil nie. Ek kyk op na haar. Wat is dit nou? Haar oë is groot agter blink glasies. Dan voel ek dit onder my. Papa het geroer. Hy het beweeg. Kyk, sy regterhand. Fluister Missus. Vir die eerste keer. Kyk hy. Nana gryp my en ek wou nog my naels in papa se hemp slaan, maar ek wil hom nie seermaak nie. Sy druk my terug uit die tas. Roep die verpleegster en sê hard. Nou, Hilda. Dr. Isaac dial 0. Voetstappe kom vinnig nader, stemme. Ek loer by die tas uit. Nana staan tussen my en die bed, so ek sien nie wat aangaan nie. Wag net, gee my spasie, sê 'n manstem. Ons kyk gou. Die pupille reageer. Ek sien 'n liggie flits. Ons prik net die vingerpunte, sê die man. Aha, fantasties. Almal lyk opgewonde, sien ek voordat die tas heeltemal toegedruk word. Nog mense kom in. Ek hoor die man praat nou baie en die vroue antwoord. Nana sê iets oor verpleegpersoneel en dan, hy gaan regkom. Ek weet dit. Hy kom huis toe. Missus en Nana praat met die ander mense. Ek word uitgedra. Ons gaan huis toe. In die kar sê Missus, ek is bly, ma is ook bly.
Sometimes it bothers me when it's my prerogative to complain about him. He wasn't what I had hoped for. Hy was nog altyd goed vir my. He does love me, sê Mrs. en haar stem raak hoog. Toe brom Nana, yes, okay. Die huis is nie dieselfde sonder hom nie. Ek gee dit toe, reg? En nou dat ek by julle ingetrek het, kan ek sien. 'n Man se hand is nodig. Mother, don't start. The finances, I suppose I should take it over completely. Well, sometimes things are for the best, I suppose. A wife, like a captain, should run her own ship. And yes, here is your chance. Take the gap. Just don't let Jenka hear you say that. Mrs. klink al vieser. Now, dear, I will help you. By die huis hoor ek die vroue rondbeweeg en opgewonde praat. Ek moet eers krap en spook voordat die tas oopgemaak word. Hulle het al klaar weer van my vergeet. Maar teen skemer roep Mrs. Ek draf behoedsaam met die trappe af. Sy het 'n blikkie tuna oopgemaak. Ek ruik dit lank voor ek by die kosbak kom. Virkie kry ook 'n been wat hy luidrigtig kou, asof hy iets gedoen het om beloon te word. Ek staar stip na hom en hy laat val sy been. Toe trippel hy rond met daardie groot pote en maak fyn chang geluidjies. Vir so 'n pateet kan ek nie kwaad bly nie. Hy is nie my aandag werd nie. Ek draai my rug sodat hy tog verder aan sy simpel been kan knag. Die huis is stil, behalwe vir die kraakgeluide in die kombuis. Die sagte kussing op pappa se stoel wag. Dis nag toe ek wakker word. Die maan skyn by die venster in en buite is die straat helder verlig, ook deur die straatlamp oorkant. Vir my is dit so goed soos daglig. Die wind maak weemoedig geluide, maar my lêplek is warm. Vermaak se ligte is aan. Ek sien hom een keer beweeg. Toe is sy huis donker. As dit nie so koud was nie, het ek afgegaan en gaan kyk wat hy aanvang. Iets beweeg onder in die kombuis. Ek sien nie vir Frikkie hierbo nie en hoor ook nie sy toonhaals onder nie. Wat 'n frotsige waghond. Hy lê natuurlik weer styf teen Mrs. Wanneer pappa terugkom, ek weet nou hy sal, is dit weer ek op pappa se kant van die bed en Frikkie wat probeer om tussen pappa en Mrs. in te wurm. Maar 'n paar goed gemikte klappe laat hom altyd gou opskuif na die voetkant. Vir nou kan hy maar die bed vir hom en sy ou nooi kry. Sonder pappa gee ek nie om nie. My snorbaarde jukkel weer, my ore spits, sommer van self. Dit was iets vreemds, asof ver weg, maar ek weet dis die wind wat die geluid so laat klink. Daardie geluid het uit Vermaak se huis gekom. Ek weet nie of dit 'n dier was nie. As pappa kom, gaan ons uitvind wat daar aangaan. Ek kan uitvind wat, maar hy sal iets daaraan moet doen. Die maan is nou weg, maar die wêreld lyk blinker buite. Dit het begin reën. Alles is nou baie stil. My ore is nie meer onrustig nie, maar my snorbare bewe nog. Dit laat my neus juk. Pappa moet huis toe kom. Ek sal maar net moet wag, maar is moeilik. Dit voel asof alles nou vinniger moet gebeur, asof daar min tyd is. Tyd. Ek het altyd gedink, dis net mense wat daarvoor omgee. Die oogpyn vannag, so 'n diep pyn in my kop. Ek kan net opkrul en troos in die warmte van my eie maagwolle voel. Ek begin saggies spin, saggies. Die wind blik aan die dak en die donker ding op die skoorsteen swiek skerp. Dan weer, maar sagter. Nog een keer. Raak dit sagter of begin ek slaap? Ek sug en my lyf ruk 'n paar keer. Dis nou al heeldag dat daar sulke kriewelings deur my kop gaan. Al wat ek kan doen is om stil te lê en diep asem te haal. My maag is ook seer, so hard soos klip. Ten minste hoef ek nie uit te gaan nie. Drome raak vir my so werklik dat ek, nadat ek wakker geskrik het, nie meer weet of dit regtig net 'n droom was nie.
Nou lê ek doodstil, maar ek bewe. My ore is platgetrek en my een oog soek in die kamer rond. Voëls in die bome voor die huis. Verder weg hoor ek duwe. Ek sit vinnig regop. 'n Gerammel kom aan van buite in die straat. Vinnig. Donder weer? Nee, ek ken daai geluid. Dit was dieselfde geluid wat ek gehoor het net voor pappa seer gekry het. 'n Groot ryding. Lorry. Die ding gaan verby, af na die hoek toe. Daar waar ek en pappa geloop het, om die draai na die pad waar die wit perd woon. Die geraas raak weg, ek ontspan. Dan voel ek oë op my. Frikkie staan, neus na bo en kyk vir my. Sy stert swaai stadig. As hy 'n kat was, het ek nou my rug hol gemaak. Maar as honde hulle sterte swaai, beteken dit nie hulle wil aanval nie. Sy lang tong hang uit soos 'n ding wat moeg is. Ek ril dat ek bewe. Ek draai my rug op hom en kyk na die muur, na pappa se boekrakke. Ek hoor nie meer sy gehyg nie. Sy toenails klik, klik, klik. En dan is dit stil. Hoekom het ek hom nie gehoor aankom nie? Ek moes gedroom het. Ja, ek het. Want ek was op die plaas, maar nie regtig nie. Ek trek my voorpote oor my gesig, maar ek kan nie van die slegte gevoelens wegkruip nie. Ek was, in my kop, terug op die plek waar pappa my gekry het. Die plek wat hy plaas noem. Die plek wat ek haat en vrees. Alles wat ek daarvan onthou is sleg, angs, honger, alleenheid. My ma onthou ek, maar vaag weg. Daar was ook ander kleintjies. Ek onthou nie hoe hulle gelyk het nie, net dat ons beklei het vir haar tepels. Ma was dikwels weg en dan het ons teen mekaar gelê en wriemel tot ons moeg was om wakker te wees. Wanneer sy teruggekeer het, was die geveg om melk weer aan die gang, tot een oggend. Ons het geskree, bang rondgekruip. Later het die geskree opgehou. Dit was stil in die stal. En toe die gegrom en ma se angskreet. Mense se stemme, 'n harde slag. Dit was 'n geweerskoot. Ek het later gehoor toe pappa vir Mrs. daarvan vertel het. En toe voel ek hoe ek opgetel word, hoog op. Ek kon net 'n bietjie sien, maar ek sal nooit vergeet wat ek gesien het nie. Pappa se gesig. Ek het my bene reguit gemaak en so hard geskreeu as wat ek kon. Pappa het gepraat. Ek sal nooit sy stem vergeet of hoe sy hande gevoel het nie. Ek het ontspan. Later was ek in 'n kar, nog later in 'n huis. Ek het 'n eie lêplek gekry, sag en warm. En ek onthou die geluide, so anders as in die stal op die plaas. Ek was by die huis. Maar nou weet ek, dit is net my huis as pappa hier is. Hierdie plek is leeg sonder hom. Selfs Nana het so gesê. En ek weet pappa en Nana is nie altyd ontspanne by mekaar nie. Vanoggend het ek pyn gehad toe ek my besigheid gaan doen het. Ek moes hard en lank druk. En toe ek opkyk, sien ek vir Frikkie by die agterdeur wat na my kyk. Wat 'n vernedering. Want ek kon nie beweeg nie, anders mors ek op my bene. En die stank, ek was skoon duiselig. Maar eers toe ek waggel wegstap, het ek besef, daar is fout. Ek het opgekyk na die wolke en vir Mia gesien. Sy het hoog bo kan die huise gesweef en na my geroep met 'n verdrietige stemmetjie. Ek het plat op my maag gaan lê en teruggeroep, maar sy was weg. Nana en Mrs. het ook by die venster gestaan en na my afgekyk. Aan hulle gesigte kon ek sien dat hulle van my praat en dat dit niks goeds kon wees nie. 'n Narigheid het my oorval en ek het gebraak. Pappa moet nou terugkom. Hy moet net, het ek gedink. Toe het ek onder die kappertjiebos by die wilde vy ingekruip. My kop het gedraai. En toe ek weer wakker word, was dit nou. Skemeraand. My kop voel beter en my liggaam voel lig en leeg. Veral my maag. Ek snuif die aandlig.
Net vir 'n oomblik, want dit maak my duiselig. Ek skud my hele lyf, val byna om, hurk weer af grond toe. Wat gaan aan en wat wag vir my? Is dit die ding wat ek in die nag gehoor het? Is dit die ding op die plaas wat my weer bekruip? Daar is ligte aan in die huis, maar ek voel nie lus om in te gaan nie. Frikkie kan maar my kos kry. Ten minste kyk hy weg as ek siek raak. En hy eet ook nie meer sy eie gemors so sommige honde nie. Frikkie het ook al dinge geleer. Hoewel, ek dink hy raak self maar naar as ek so opruk. En ek voel nou beter. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd Saamstelle.